Goeiemôre geliefde, welkom op hierdie maandagoggend terwyl dit so lieflik sag om ons reën. Groot manne in die Bybel het moedeloos geword. Kom ons dink maar aan Elia daar onder die bosenbos. Ons dink aan Abraham toe die nageslag wat God beloof het te lank gevat het. En dan dink ons aan die persoon wat dit seker die meeste moes moedeloos word. Paulus, omdat hy so geweldige uiteenlopende reaksie op sy prediking gekry het. Hy is baie keer mishandel en tronk gegooi. Hy is teleurgesteld soos mense soos Demas en Markus. Maar wat doen hy? Kom ons gaan lees wat skryf hy in 2 Korintiërs 4. Daarom, aangesien ons hierdie bediening het, volgens die ontferming wat aan ons betoon is, gee ons nie moed op nie. Hy het ook verseker nie altyd vrug op sy getuienis gesien nie. Maar hy raak nie moedeloos nie. Hoekom? Want hy het hierdie een ding baie duidelik besef. Hy weet waaroor dit gaan. Hy weet dat God self sorg dat sy koninkryk in hierdie wêreld kom. Vra die Here Jesus dit ook nie? Laat u koninkryk kom. Dis nie vir Paulus wat mense verwerp nie. Hy is maar net die instrument in die hand van God. Paulus weet dat hy niemand kan oortuig om te glo nie. Hy kan maar alleen die saadjie saai. God laat groei. Waar, wanneer en soveel as wat hy wil. En dis 'n voorreg om so deur God gebruik te word. Ook omdat ons vir God kan vertrou. Daarom, geliefde, moenie moed verloor nie. God sal op sy tyd sorg dat sy koninkryk kom. Hy is heilig. Holy, holy.
Ja, Here, help my om my nie te bekommer op mense se reaksie wanneer ek getuig nie. Ek weet dit is U alleen wat laat groei. Amen. Liefde, mag jy saam met my 'n wonderlike dag hê.